ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 406. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou u dalk belangstel in een van my boeke wat ek geskryf het. Ek het tans die promosie op die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die antieke Hebreëse Engelse Bybel, wat jy in geen boekwinkel in die wêreld te koop kan kry nie. Daar's nie een nie. Nie eens Amazon boekwinkels het hulle nie. Ek gaan vir u 2 gee vir die prys van 1. En die prys is dieselfde as wat dit 3 jaar gelede gewees het. So jy belangstel, kan jy my kontak. Ek wil net sê, solank as jy voorraad hou, kan my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As jy dalk vir die eerste keer na hierdie reeks gaan kyk of luister, het reeds 'n magdom inligting vir gemis. Gaan jy na deel 1 begin reg voor om by die volle waarheid te kom. Dis uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, te subscribe. Stuur die kontak vir die vriende en kennisse, almal wat jy lief is, dis lewensverandering, skryfblokpen en die 33 Afrikaanse Bybel. Uiters belangrik, of the Restoration of the Original Sacred Name Bible. Kom ons bid saam. Dit is wonderlik dat die woord ons leer, hoe wonderlik is dit wanneer broers en susters wie Javiste is, saamkom en saam kan woon. Saam deel kan hê aan dit wat ons uit u genade hand uit ontvang, Vader Jaffa. Ek wil vanmôre bid vir die woord, salf my gedagtes en my mond en my alles, Vader, dat ek 'n instrument kan wees, waardig in die hande om hierdie woord te kan bedien aan die skare wat hierna kyk en luister. Bid vanmôre vir elke een waar dit die begin van 'n nuwe week is, dat hierdie 'n week van afwagting wees, 'n week van verwagting. Bid vir hulle wat siek is, ons dink aan pastoor Werner, sy is baie siek. Vader, raak haar aan in die naam van Javashua. Broer Skalk in Amerika, in die naam van Javashua. Halleluja. Vir Albert en P.E. Vader, in die naam van Javashua. En al die ander hierso, Tertius, hier in Pretoria, raak hom aan, Vader, in die naam van Javashua. En elke kranke, ook hulle wat vanmôre in behoefte het, omdat hulle in een of ander krisis is die een Javashua wat die krisis is oorwin het en vir ons die oorwinning gegee het. Dankie dat u ons krag gegee oor die omstandighede. Ek wil bid, breek die woord vanmôre in ons midde en kom word verheerlik. In die naam bo elke ander naam en elke Javus sê halleluja, halleluja. Laat dit so wees. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Nuwe week met nuwe verwagting en afwagting. En mag hierdie studie vanmôre vir u 'n wonderlike geleentheid wees, terwyl dit lekker koelerig is hier in Pretoria. Dis laat aand, maar aan Jaffa al die eer. Goed, wat ek hier gaan doen, ek gaan my brilbord opsit. Die rekenaar kan ek lees, want ek kan sy syfers groter maak. Wat ek vanoggend eintlik doen, is ek wys vir u die boek Hebreërs, waarheid of lees. Dit is my groot voorreg om te sê dat die boek is vrygestel Vrydag in die mooiste naam Javashua. Dis 'n 500 bladsy A5 boek met inligting wat baie mense, en ek meen, dis 'n klein persentasie mense in die wêreld wat weet wat ek nou gaan lees. Ek gaan vir die agterblad gou lees. Die inhoud van hierdie boek gaan veroorsaak dat Bybelse inligting wat vir meer as 600 jaar nooit in enige protestante, charismatiese of rooms-katolieke kerk oor gespreek of geleer was, nou aan u beskikbaar sal word. Wanneer aan u die vraag gestel word, hoe die seun van Javashua, dis Jesus Christus, sy ontstaan gehad, wat sal die antwoord wees? Die volgende vraag is, hoe die Vader Jaffa Almagtig, die skepper van hemel en aarde, sy ontstaan gehad,
wat gaan die antwoord wees? Wanneer die vraag gevra word, wat is die doel dat ons as mense op hierdie aarde gebore word, net om na 70 of 80 jaar weer te sterwe, wat sal die antwoord wees? Waarvoor word ons gebore? Vir watter rede was dit nodig daaraan 'n Nuwe Testament van genade geskep moes word, terwyl daar reeds vir eeue 'n Ou Testament met verskillende verbonde bestaan het? Weet jy werklik vir watter rede die 613 wette van Moses in die Nuwe Testament tot niet gemaak moes word? Dit is natuurlik Hebreërs 7 vers 18. Sonder hierdie Bybelse antwoorde en vele ander, bly jy ook steeds net 'n slaaf van godsdienstige teologie en dogma, die skrywer professor Hannes Retlinghuis. Hierdie is my heel nuutste boek. Sou jy belangstel, hy's beskikbaar. Jy my kontak by die kontakbesonderhede hierbo, en dan kan ek vir jy die prys gee, en hoe dit is, en wat dit is, en die beskikbaarheid daarvan, en daar's reeds mense wat bestel het, en ons is aan die gang, so ons werk op die oomblik, en gebruik die terme first come, first serve, so sou u belangstel. Ek wil net sê, as u meer as een boek bestel, dan vir elke boek wat u bestel, kan ek R100 posgeld afslaan, omdat ons dit als in een houer sit met Postnet. So, ons praat so tot op 4 boeke dan, né? Daar's die gedeelte oor die nuwe boek gedoen. Mag hierdie boek ons bid dat Jaffa hierdie boek gaan seën, ver meer as wat ek ooit sou dink of vermoed. Hier's maande en jare se navorsing in hierdie boek. Daar's inligting wat u in die lewe nog nooit eens van gehoor het. Tensy u natuurlik 'n Jaffis is in 'n tyd met die pad kom saam met ons, die pad stap. Dan sou jy sekere inligting hier en daar opgetel het, soos ek het bedien het. So ons gee aan Jaffa al die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Die Bybel sê, daar's blydskap in die hemel as een siel hom of haar tot Jafashua bekeer. Ek is reeds besig met die volgende boek, hy is al redelik ver gevorder. Waarom noem julle hom Jesus? Hy's die volgende een wat gaan kom, dis ook 'n A5 boek. Hy gaan seker ook daar by die A5 boek, seker daar by die 500 bladsye wees. En dan natuurlik die 4de legkaart studiegids Bybel. So hy is dis weer A4 boek, die groot ene, en hulle is almal 500 bladsye. Bid vir hierdie bediening. Vader, gebruik ons. My doel is om soveel inligting as moontlik vir die nageslagte te hou en te los. Sou dit gebeur dat iets met die internet gebeur, dat hulle ek wil die Engelse woord, die ban sit op die bediening en op die inligting wat uitgaan, want ek preek teen die Katolieke en teen al die ouens. Ek preek teen Satan en sy demone en sy gevalle engele. So sal daar iets gebeur, dan het u die harde koppie wat u kan gebruik om die kinders mee groot te maak. Ek wil hê u moet bid vir die bediening, u moet bid vir die boeke. Dit is nie net tyd opneem, net om tyd op te neem nie. Dit is omdat ons geroep is in hierdie bediening om dit te doen. Ek wil ook dan die geleentheid gebruik om vir Pastorika, my vrou, baie 1000 dankies te sê vir al die ure, die maande en die jare wat sy my skenk of my gun om ongesteerd met die skryfwerk en die verwerking van my boeke, die navorsing en voorbereiding, en dan natuurlik dit te doen, en ook al die proeflesers wat natuurlik help wanneer ek klaar is met die boeke, om die beste proeflees te doen, sodat die beste produk in u hande gesit kan word. Ons gee aan Jaffa al die eer. As net een siel tot bekering kom, dan was al die ure wat jy my nie kan voorbetaal nie. Jy kan my nie vir dit betaal nie. My loon is in die hemel. So dan daarvoor gee ons aan Jaffa dan al die eer, die prys, die lof en die aanbidding. Goed, ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 22, vers 1. Ons begin vanmôre met 'n nuwe hoofstuk. Interessant.
Nou sê hy hierso, 'n naam is verkiesliker as groot rykdom. 'n Naam. Met ander, waarvan praat hy? Hy praat van 'n naam, my naam en u naam. Die ou mense het altyd die gesegde gehad van, jy moenie sy naam deur die modder sleep nie. Hoekom? Want vir baie van die mense het hulle net 'n naam gehad. Maar daardie naam was vir hulle soos 'n stuk goud. Hulle het dit opgepas. Hulle het na die beste van hulle vermoë hulle name beskerm. Nou sê die Bybel, 'n naam is verkiesliker as groot rykdom. Hoekom? Want ons word by ons name geken en geëvalueer. As jy sekere ouens se naam hoor, dan weet jy hy's 'n skelm. Hy's 'n dief. Hy's 'n leienaar. Hy's 'n vals profeet. As jy die naam hoor, dan weet jy, as jy die naam hoor, dan gaan daar onmiddellik rooi ligte op. As jy 'n ou ken, ek gee nou sommer net 'n naam hierso. Petrus met sy van, wat deur 'n groot hofsaak was vir kindermolestering. Gaan u kindertjies by hom los vir 'n aand terwyl u vir familie gaan kuier? Of vir 'n naweek terwyl u weggaan? Die Engels is no ways. Hoekom? Want sy naam, as dit genoem word, staan daar in groot letters geskryf, kindermolesteerder. So dis hoekom dit baie belangrik is, wanneer ons oor die name praat, die antieke Hebreëse name. Ek het die boek geskryf, Wat is jou God se naam? So 12 jaar gelede, ja, miskien bietjie langer, 13 jaar gelede, het ek die boek geskryf, dik A5 boek, en nou is ek besig met die boek, waarom noem julle hom Jesus, wat totaal 'n ander boek is. Hoekom? Want daar is 13, 14, 15 jaar se agtergrond en kennis en insig en wysheid wat bygekom het. Wat u moet weet, al het jy daai boek gelees, wat is jou God se naam, al het u een van hulle, hierdie boek is, daai is 'n sondagskoolboekie, teen want Paulus sê ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar ons sal eendag ten volle ken, omdat ons hom ten volle sal sien. So, wat doen Jaffa? Hy leer, soos wat 'n kind deur stappe gaan om in hoërstanders te kom, totdat hy in matriek is, of sy in matriek is. So vat Jaffa ons in stappe deur ons lewe. En ons doen op die oomblik wat ons hand vind om te doen. Wat goed genoeg is vir die tyd is waarin ons tans lewe. So, wanneer ons dan oor die name van Jaffa, die Vader, en Jafashua, die Seun, en die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, dan praat, dan het ons gepraat uit die kennis wat ons gehad het. Al die stampe en die stote wat die ouens ons gegee het, veral die laaste 2 jaar, het my geforseer na baie dieper navorsing, studies en soeke na sekere dinge wat voorheen miskien nie regtig werklik so van belang was nie. Maar omdat dit goed is wat ander mense raak sien en dit ander mense affekteer en die Satan dit gebruik om die leuns te genereer, om hierdie bediening in 'n swart lig te sit, kan ons nie anderster as om die waarheid bo alle twyfel tevore skyn te bring nie. En daarom salf Jaffa en seën hy ons met die inligting, die bonatuurlike inligting wat daar bestaan in sy koninkryk. Ek wil net weer, terwyl ek op die lig is hierso sê, as dit is dat u dalk 'n ou restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version het, voorins gee hy die ouderdom van die Bybel, gedruk 1976 of gedruk 1974. Ek soek een wat daarso in die 2008, daar's een spesifieke een wat ek gesien het,
1928. As daar iemand is, as u weet van iemand, ek wil nie die Bybel hê nie, al wat ek wil hê, vat 'n foto van die voorkant met 'n naam en 'n telefoonnommer asseblief en WhatsApp dit vir my, dat ons dit kan gebruik tot eer van die koninkryk van Jafashua. Nou kom ek sê, selfoonnommer en naam en van is belangrik, dat een van hierdie spookpredikers nou nie 'n ding gaan generate en vir my ons die goed stuur en dan is ons nou so opgewonde en dan later sê hulle, nee, dit was 'n foefie gewees nie. Die woord sê, toets elke gees, klein g, en sien of dit van Jaffa ons Elohim is. Nou so vinnig het die tyd gekom en die tyd het gegaan. Mag hierdie oggend vanmôre en hierdie dag vir u 'n wonderlike dag wees, waar u die lig kan laat skyn, dat die ongeredde mense Jafashua in ons kan ervaar. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.